Môre aan almal. Van julle vrouens was nou gister hier gewees en het die mooiste proteas gemaak. En ek kon hulle nie huis toe kry nie. Ek moes laas die tafels uitdra om hulle te kry om nou maar te gaan so die manne nou weer die kerk kan opset vir vandag. So maar ek is bly om te sien hulle dit so geniet en dankie aan almal wat dit gereël het. En dit is my wonderlik wanneer ons sulke funksies hou en die mense ondersteun dit so mooi en ons betrokkenheid in die gemeenskap word ook al meer verder uitgebrei, so dis my wonderlik. Great, almal 'n goeie week gehad? Prys die Here. Hy is die koning van die konings, amen. Is jy lief vir Jesus vanmôre? Yes, amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom vanmôre na U toe in die magtige naam van Jesus. Waardig is U, Here. Groot is U naam vanmôre, heilig en waardig is U. Ons eer U, Vader. Ons eer U want U is waardig. Ons loof U heilige naam. Jesus, dankie vir U goedheid, U grootheid, U guns, U liefde. Dankie vir alles wat U vir ons doen, Here. Dankie vir U genade, Here. Vader, ons eer U net vanmôre. Ons dankie vir alles wat U vir ons gedoen het. Here, dankie vir die offer wat Jesus vir ons gebring het vanmôre, sodat ons verenig kan wees vanmôre met die Vader, Here. Vader, ek dank U dat ons vanmôre na onsself kan kyk en sê, Here, as daar iets in ons lewens is wat U nie behaag nie, Here. Wys dit vir ons, Here, sodat ons dit kan neerlê, want ons begeerte van ons harte, Here, is om meer soos Jesus te word, Here. U te eer met ons lewens. Because you have created us for your pleasure, God. So we honor you this morning and we praise you, Father. Glorify you, Heilige Gees, dankie dat U net vanmôre hierdie plek kom vul met U wonderlike, kosbare teenwoordigheid, Here. Vader, ek wil vanmôre bid dat U met elkeen van ons sal deel, Here. Elke hart sal spreek vanmôre, Here. Dankie dat ons elke gedagte gevange kan neem, Here, vanmôre tot gehoorsaamheid aan U woord, Here. We only have one desire, Father, and that is to honor you this morning. Ons wil U vanmôre die hoogste eer en die hoogste plek gee in ons eie lewens, Here. En in hierdie plek vanmôre en sê, it's all about you, Lord. We submit ourselves to your authority, God. En dankie, Here, dat U met my kom deel vanmôre. Ons wil ons harte vanmôre oopmaak en sê, Here, kom deel met my. Nie my wil nie, Here, nie my vooropgestelde idees nie, maar U wil, Here. Want hoe groot en hoe wonderlik is U vanmôre. Ons dankie vir U liefde, Here, ons dankie vir U goedheid en U grootheid. Dankie dat ons vanmôre kan inbeweeg in U heilige teenwoordigheid, Here. Dankie dat U ons genooi het, gesê het, kom net soos jy is. Dankie that we can enter this morning into your presence, O God, as we stand in awe and as we worship your name, as we lift your name on high, God. We glorify your name, we praise you, and we honor you. Amen, amen. Nou ja, as ons nou vanmôre gaan ons die naam van die Here lekker groot maak en when we praise him, wanneer ons hom lof gee, wat doen ons? We declare his glory. En dis waaroor dit gaan vanmôre wanneer ons saam sing en sê, we want to declare the glory of our God. And then when we worship, what is that about? It's about submitting to his authority. By bowing down en sê, Here, ons loof U naam. Ons aanbid die Here want U is waardig vanmôre. So it's all about him and not about me. Amen. Woord. Kom. Hoe meer ek die woord bestudeer, hoe meer weet ek, hoe min weet ek. En dit is 'n onuitputlike bron, die woord. En ek wil vanmôre 'n bietjie met ons gepraat oor dat ons die bruidegom moet verwag. Ons moet die bruidegom verwag. Ons gaan 'n bietjie gesels oor die wegraping en ons gaan 'n bietjie gesels oor die wederkoms en wat is die verskil en waarna sien ons uit, en dit is belangrik om van hierdie goeters te verstaan, anders maak baie van die goed nie altyd vir mense sin nie. Jy sien, die wegraping is 'n belangrike eskatologiese gebeurtenis. Nou die eskatologie is maar net die studie van die eindtyd, en om te weet wat dit is en wanneer dit gaan gebeur,
En wat die volgorde van goeders is van kardinale belang vir my en vir jou om te verstaan. Jy sien, wanneer ons van die wegraping praat, dan is daar baie mense wat sal sê, dit is voor die verdrukking, of is midde die verdrukking, of is na die verdrukking, en so, ons gaan 'n bietjie daaroor gesels, oor waar pas dit in, en waar pas die wederkoms dan in. Trouwens, diegene wat glo dat die wegraping aan die einde van die groot verdrukking is, sal of nie in die wegraping glo nie, of hulle sal dink dat die wegraping en die wederkoms is dieselfde event, en dit is nie, is twee verskillende events, so ons gaan 'n bietjie daaroor gesels. So hoe weet ons dat die wegraping en die wederkoms twee verskillende gebeurtenisse is, gaan ons oor gesels, en die wegraping vind plaas voor die groot verdrukking, ons sal 'n bietjie daaroor ook gesels. So vir die van julle wat nie geweet het nie, maar ek seker julle almal weet, ek is 'n pre-trip preacher. Okay, ek is een van die ouens wat hulle sê, julle wil escape, jy is reg, ek wil escape, ek wil nie wees nie. So ek een van die ouens, maar dis wat die woord ons leer, so ek is baie, wat sal mense seker van my saak, want ek baseer dit op wat die woord sê. As ek van die verdrukking praat, dan praat ek van die 7 jaar periode voor die wederkoms van Jesus Christus, ook bekend as die 70ste week van Daniël. Wanneer verdrukking plaasvind, is dit om die toorn van God en sy oordeel. Dis waaroor die groot verdrukking gaan. Dit gaan oor God se oordeel oor die bewoners van die aarde. Ek wil hê dat ons die groter prentjie moet sien en verstaan, dit gaan oor die terugkeer na die tuin. Jy sien toe die sonde in die tuin plaasgevind het, en daar het korrupsie en sonde en moord en dood en hierdie tipe van goed in die tuin ingekom, hoe keer ons terug na die tuin? Hoe keer ons terug na ons onsterflike liggame? Hoe keer ons terug na die versoenende verhouding met God? Hoe keer ons terug na hierdie dinge? En dis waaroor alles gaan aan die einde van die dag. Christus gaan weer als herstel. En as jy dit nie verstaan nie, dan sê jy ook nie altyd die eindtyd verstaan nie. Jesus gaan alle dinge herstel, en dit is ons hoop as Christene. Dis ons hoop as kinders van die Here. There comes a restoration. Die wegraping is wanneer Jesus terugkom vir sy bruid, die kerk. En daar, en in hierdie tydstip sal die dooies opstaan, wat die Christus Jesus gesterf het, die grafte gaan leeg word, hulle gaan opstaan, en ons wat in die lewe oorbly, praat die woord van, sal weggeraap word. Ons sal in 'n oomblik verander word, en ons sal die Here in die lig ontmoet, sê hy. So hy sal ons dan terugneem na die plek wat hy vir ons voorberei het, en ons sal 'n bietjie sien wat die woord daaroor sê. Die wederkoms aan die ander kant, is wanneer Jesus terugkeer vir Israel, sy uitverkore volk. So die wegraping kom hy terug vir sy kerk. Die wederkoms is wanneer hy terugkom saam met sy kerk, saam met die bruid vir Israel. Israel as 'n nasie het Jesus as die Messias verwerp, so 'n paar dae voordat hy gekruisig is dit wat Jesus vir hulle gesê het. Hy het gesê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. Dit is 'n messiaanse psalm wat ons kry. So in wese het Jesus sê, ek sal nie terugkeer totdat julle as 'n nasie berou het en my as die Messias aanvaar en smeek dat ek moet terugkeer nie. Waar sien ons dit? Matteus 23 vers 37. Sê Jesus hierdie woorde, hy sê, Jerusalem, Jerusalem, jy wat die profete doodmaak en stenig en die wat na jou gestuur is, hoe dikwels wou ek jou kinders bymekaar maak, net soos 'n hen haar kuikens onder die vlerke bymekaar maak, en julle wou nie. Kyk, julle huis word vir julle woes gelaat. Want ek sê vir julle, julle sal my van nou af sekerlik nie sien nie, totdat julle sal sê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. So wat is die kriteria vir die wederkoms? Is dat Israel hulle self moet bekeer as 'n nasie. Die doel van die verdrukking is dan drieledig. Die meeste van ons besef nie dat God het 'n doel met alles. En hy doen niks sonder 'n doel nie. Wanneer ons oor die millennium praat, het God 'n doel met die millennium. Wanneer ons oor die verdrukking praat, het God 'n doel met die verdrukking. Dis nie net omdat God kwaad is dat daar 'n verdrukking gaan wees nie. Die eerste doel is om 'n einde te maak aan goddeloosheid en goddelose mense. Jy sien, baie van ons praat altyd, hoekom tree die Here nie in nie? Hoekom maak hy nie aan die einde aan al hierdie moord en doodslag en onheilige dinge wat in die wêreld gebeur nie? Hy gaan dit doen. En dis een van die
redes vir die groot verdrukking. Dis wanneer hy 'n einde gaan maak aan goddeloosheid en goddelose mense. Die tweede doel is om die wêreld se grootste herlewing te bewerkstellig. Prys die Here, daar kom 'n herlewing tydens die verdrukking. Meer mense gaan tydens die verdrukking gered word as enige ander tydstip in die geskiedenis. Openbaring 7 vers 9. Na hierdie dinge het ek gesien en kyk, daar was 'n groot menigte wat niemand kon tel nie, uit alle nasies en stamme en volke en tale. Hulle het gestaan voor die troon en voor die lam, bekleed met wit klere en met palmtakke in hulle hande. Vers 14. En ek sê vir hom, my Heer, U weet dit. En hy sê vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom, en hulle het hulle klere gewas en hulle klere wit gemaak in die bloed van die lam. So die tweede doel vir die verdrukking, daar kom 'n groot herlewing. Hierdie mense is gered as gevolg van die 2 getuies wat ons van lees in Openbaring, en ook die 144.000 evangeliste wat 12.000 uit elke Joodse stam sal wees. En dan die derde doel, en waarskynlik die belangrikste, is om Israel weer as 'n nasie tot die reddende kennis van Jesus Christus te bring. Gedurende die verdrukking sal 2/3 van die wêreldse Joodse bevolking sterf. Dis so sleg dit met die Jode gaan wees. Maar deur die verdrukking sal die Jode erken dat Jesus die Messias was, en sal hulle berou en smeek dat hy terugkeer, wat die kriteria is vir die wederkoms. Sagaria 12 vers 10. Maar oor die huis van Dawid en oor die inwoners van Jerusalem sal ek uitgiet 'n gees van genade en smeking, en hulle sal opsien na my vir wie hulle deurboor het, en hulle sal oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun, en bitterlik oor hom ween, soos 'n mens bitterlik ween oor 'n eersgebore kind. So hulle gaan oor hom rou klaag, soos 'n mens rou klaag oor 'n enigste seun. Met ander woorde, hulle treur oor die feit dat hulle Jesus Christus as Messias verwerp het, en dit gaan gebeur as gevolg van die verdrukking. Die Jode sal erken dat Jesus die Messias is en was, en hulle sal berou hê, en hulle sal smeek dat hy nou terugkeer. Die kriteria wat Jesus gestel het. En as iemand vir hom sê, watter wonde is daardie tussen jou hande, dan sal hy antwoord, so is ek geslaan in die huis van my vriende. Vers 7, ontwaak o swaard teen my herder, en teen die man wat my metgesel is, spreek die Here van die leerskare. Slaan die herder, sodat die skape verstrooi word, en ek sal my hand weer uitstrek oor die geringes. En in die ganse land, spreek die Here, 2/3 sal daarin uitgeroei word, sal sterwe, maar 1/3 daarin oorbly. Dan sal ek die 1/3 deel in die vuur bring, en hulle sal smelt soos 'n mens silwer smelt, en hulle toets soos 'n mens goud toets. Hulle sal my naam aanroep, en ek sal hulle verhoor. Ek sê, dit is my volk, en hulle sal sê, die Here my God. Al hierdie gaan gebeur tydens die groot verdrukking. Die hoofdoel van die verdrukking is om die volk Israel tot die reddende kennis van Jesus Christus te bring, want Jesus kom nie terug totdat die Jode hom as Messias aanvaar. So die wegraping is wanneer Jesus terugkeer vir sy bruid, die kerk, terwyl die wederkoms wanneer Jesus terugkeer vir Israel, sy uitverkore volk. Dit is die 2 verskillende gebeurtenisse, 2 verskillende tye sal gebeur, en is 2 verskillende doeleindes. Het is baie belangrik om te weet wat elke gebeurtenis is. Dit help jou om die verskil tussen die 2 te verstaan. Jy sien, albei gebeurtenisse behels Jesus se terugkeer, maar op die 2 verskillende tye kom hy terug, en 2 verskillende redes, en vir elke terugkeer, hy kom eers terug vir sy bruid, maar dan kom hy nie na die aarde toe nie. So met die wegraping kom hy nie terug aarde toe nie. In plaas daarvan ontmoet ons hom waar? In die lig. So tegnies is dit nie 'n wederkoms nie. Die wederkoms word gedefinieer as die terugkeer van Jesus Christus na die aarde met die laaste oordeel. En sien, wanneer Jesus terugkom vir sy bruid, kom hy nie terug aarde toe nie. Daarom ontmoet ons hom in die lig. Dis nie die wederkoms nie. Met die wederkoms sal hy met sy voete op die Olyfberg staan.
Hy kom 'n tweede keer terug vir Israel as 'n uitverkore volk om hulle van vernietiging te red, om sy koninkryk op die aarde te vestig, sodat hy na die aarde terugkeer en al die beloftes wat hy in Israel gemaak het, met dwars deur die Ou Testament vervul gaan word. Trouwens, dit is die hoofdoel vir die millennium. Die wegraping vind plaas, daar gaan 'n transformasie van gelowiges wees. Met ander woorde, ons gaan getransformeer word. Jy sien, hierdie sterflike liggaam van my gaan met onsterflikheid beklee word met die wegraping. Ek gaan 'n verheerlikte liggaam kry. Wanneer Jesus terugkom in die wederkoms, gaan geen transformasie betrokke wees nie. Niemand gaan transformeer word nie. Wanneer regraping plaasvind, gaan die heiliges hemel toe. Wanneer die wederkoms plaasvind, keer die heiliges terug na die aarde. Wanneer die wegraping plaasvind, word die aarde nie geoordeel nie. Wanneer die wederkoms plaasvind, word die aarde geoordeel. Die wegraping is op hande. Dit beteken dat dit kan enige tyd gebeur. Daar's geen profetiese gebeurtenis wat moet plaasvind sodat die wegraping kan plaasvind nie. Dit kan nou gebeur terwyl ek en jy vanmôre hier sit. Sal dit nie wonderlik wees nie? En jy sien, maar die wederkoms is nie op hande nie. Sekere dinge moet plaasvind voordat Jesus kan terugkeer. Die wegraping raak slegs gelowiges. Die wederkoms raak almal op aarde. Die wegraping vind plaas voor die dag van die toorn of die verdrukking. Die wederkoms sluit die dag van die toorn af. Wanneer die wegraping plaasvind, is daar geen verwysing na Satan nie. Wanneer Jesus terugkom, sal Satan gebind word in die bodemlose put vir 1000 jaar. Die wegraping gebeur in die lig, so dis nie die wederkoms nie. Wanneer Jesus terugkom, kom hy dan aarde toe. Wanneer die wegraping plaasvind, kom hy vir sy bruid. Wanneer die wederkoms plaasvind, kom sy bruid saam met hom na die aarde toe. Wanneer wegraping plaasvind, sien niemand hom nie, net die heiliges. Dit sal in die knip van 'n oog gebeur. Die wederkoms plaasvind, sal elke oog hom sien. Die wegraping begin nie die verdrukking nie. Baie mense dink die wegraping sal die verdrukking begin. Nee, die 7 jaar vredesverdrag wat ons in die boek van Daniël vind staan, dit begin wanneer die antichrist die 7 jaar verbonds teken met Israel en dit bevestig. Dit is wanneer die verdrukking begin. Die wegraping sal so bietjie voor daardie gebeurtenis wees. Wanneer die wederkoms plaasvind, wanneer Jesus terugkeer na die aarde toe, begin die millennium. Die wegraping en die wederkoms is 2 verskillende gebeurtenisse wat verskillende tye plaasvind en hulle het elkeen 'n ander doel. As jy dit nie verstaan nie, sal jy baie van die skrifgedeeltes wat ons in die Bybel kry oor die wederkoms van Christus sal jou verwar. As jy dink dat dit na dieselfde ding verwys, sal dit blyk of dit mekaar weerspreek. Maar as jy verstaan dat dit 2 verskillende gebeurtenisse is, dan weerspreek dit mekaar glad nie. Want sommige verwys na die wegraping en die wederkoms as dieselfde gebeurtenis. Hier is 'n lys van skrifgedeeltes waarna ons kan kyk, en ek gaan net so 'n paar noem. As ons praat van die wegraping, dan identifiseer ons die wegraping in hierdie skrifgedeeltes, en dit praat nie van die wederkoms nie. Johannes 14 vers 1 tot 3 sê hy, laat julle harte nie ontsteld word nie, glo in God en glo ook in my. In die huis van my Vader is daar baie wonings. As dit nie so was nie, sou ek dit vir julle gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei, en as ek gegaan het om vir julle plek te berei, kom ek weer en sal ek julle na my toe neem, sodat julle ook kan wees waar ek is. Waarvan praat hy? Hy praat van die wegraping. Wanneer hy die bruid kom haal, dan sal hy vat om te wees waar hy is, waar die plek wat hy vir ons voorberei het. In Korintiërs 15 vers 50, maar dit verklaar ek, broeders, dat vlees en bloed die koninkryk van God nie kan beerwe nie, ook beerwe die verganklikheid en die onverganklikheid nie. Kyk, ek deel julle 'n verborgenheid mee. Iets wat hulle nie geweet het nie, dis 'n verborgenheid. Ons sal wel nie almal ontslaap nie, met ander woorde, ons sal nie almal sterf nie, maar ons sal almal verander word. In 'n oomblik, in 'n oogwink, by die laaste basyn. Want die basyn sal weer klink en die dode sal onverganklik opgewek word en ons sal verander word. Want hierdie veranderlikheid moet met onveranderlikheid beklee word en hierdie sterflike moet met onsterflikheid beklee word. Wegraping verse. Wanneer
Christus sy bruid kom haal, sal die wat in Christus gesterf het eerste opstaan en ons sal almal verander word en ons verheerlikte liggame kry. Hierdie sterflikheid moet met onsterflikheid beklee word. Dit gebeur by die wegraping. 1 Tessalonisense 4:13. Maar broeders, ek wil nie hê dat julle onkundig moet wees met betrekking tot die ontslaap nie, sodat julle nie treur soos die ander wat geen hoop het nie. Want as ons glo dat Jesus gesterwe en opgestaan het, dan sal God ook so die wat in Jesus ontslaap het, saam met hom bring. Want dit sê ons vir julle deur die woord van die Here, dat ons wat in die lewe oorbly, tot by die wederkoms, hy is vertaal as wederkoms, maar in die Engels is hy vertaal as the coming, soos 'n Afrikaanse vertaling wat hulle daar verkeerd gedoen het, van die Here, die ontslapenis hoegenaamd nie sal voorwees nie. Want die Here self sal van die hemel neerdaal met 'n geroep, met 'n stem van 'n aartsengel en met 'n geklank van 'n basuin van God, en die wat in Christus gesterf het, sal eers opstaan. Daarna sal ons wat in die lewe oorbly saam met hulle in die wolke weggevoer word, die Here tegemoet in die lig. Ek hou daarvan. As jy gewonder het waar staan die woord wegraping, daar staan hy. Weggevoer word. Harpazo is die Griekse woord, wat beteken met geweld wegtrek. Ek hou daarvan weggevoer word. Nie bly hier voer word nie, nee, weggevoer word. Waarheen? Hom in die lig. En so sal ons altyd by die Here wees. Daar waar hy gaan, gaan ek. Ons gaan altyd by die Here wees. Bemoedig mekaar met hierdie woorde. So ek bemoedig jou vanmôre dat as jy in Christus is, gaan jy nie deur die Great Tribulation nie. Ek bemoedig jou vanmôre met daai wonderlike woorde. In die Amplified in 1 Korintiërs 1:7 sê hy, so that you are not lacking in any spiritual gift which comes from the Holy Spirit, as you eagerly wait. Ek wil vanmôre vir jou vra, are you eagerly waiting vir die bruidegom? Is jy opgewonde om hom te sien? With confident trust for the revelation of the Lord Jesus Christ when he returns. And he will also confirm you at the end, keeping you strong and free of any accusation, so that you will be blameless and beyond reproach on the day of the return of the Lord Jesus Christ. Ons kyk uit vir sy koms, om sy kinders te kom haal. Kom ons kyk nou 'n paar versies wat deel oor die wederkoms. Daniël 2:44, maar in die dae van die koning sal die God van die hemel 'n koninkryk verwek wat in ewigheid nie vernietig sal word nie, en die heerskappy daarvan sal aan geen ander volk oorgelaat word nie. Dit sal al daardie koninkryke verbrysel en daar 'n einde aan maak, maar self sal dit vir ewig bestaan. So wanneer God terugkom met die wederkoms, dan rig hy 'n koninkryk op wat vir ewig sal bly staan. 2 vers 45, net soos u gesien het dat sonder toedoen van mensehande 'n klip van die berg af losgeraak het, wat die yster, die koper, die klei en die silwer en die goud verbrysel het, die groote God het aan die koning bekend gemaak wat hierna sal gebeur, en die droom is waar en sy uitleg betroubaar. Sagaria 14, die hele Sagaria 14 handel oor die wederkoms, maar ek gaan vir ons vers 4 en 5 lees. En in die dag sal die voete staan op die Olyfberg. So wanneer hy terugkom, sal sy voete staan waar? Op die Olyfberg, want voor Jerusalem lê. En aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplit word, en oor oos na wes tot 'n baie groot dal. En die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde en die ander helfte na die suide. En julle sal vlug in die dal van die berge, want die dal van die berge sal loop tot by Asal, en julle sal vlug soos julle gevlug het vir die aardbewing in die dae van Josia, die koning van Juda. Dan sal die Here my God kom, al die heiliges met u. Ons kom saam. Groot gedeeltes van Matteus 24 deel oor die wederkoms. Sien, as jy hierdie skrifgedeelte saamvoeg, dan weerspreek dit mekaar, maar as jy verstaan dat dit twee verskillende events is, dan maak dit heeltemal sin. Byvoorbeeld, wanneer die wegraping plaasvind, dan sê die woord, Jesus gaan kom soos 'n
dief in die nag. Maar wanneer die wederkoms plaasvind, sê hy, wat sê hy? Elke oog sal hom sien. Wegraping is voor die verdrukking. 2 redes daarvoor. Eerste rede is the doctrine of imminency. Nou, ek kon nie 'n lekker woord in Afrikaans vir imminency nie kry nie, maar kom sê maar die stelling van onmiddellikheid of enige oomblik. Met ander woorde, dis 'n doktrine of imminency. Dit is imminent, dit moet enige oomblik gebeur. En dan die tweede rede, daar's Bybelse versies wat spesifiek vir ons sê dat ons nie deur die verdrukking gaan nie. So wat word met imminency bedoel? Veral as dit verband hou met die eskatologie. Imminency beteken dat dit enige oomblik kan gebeur, en om meer spesifiek te wees, dit beteken dat daar geen profetiese gebeurtenis moet plaasvind voor die wegraping kan gebeur nie. As 'n voorbeeld, met die wederkoms van Jesus Christus kan dit nie plaasvind totdat daar sekere profeseë plaasgevind het nie. So die wederkoms is nie imminent nie. Net die wegraping is imminent. So dan moet sekere goed plaasvind voor Christus kan terugkeer na die aarde toe. Byvoorbeeld, die 3de tempel moet gebou word. Die antichrist moet verskyn, sowel as die valse profeet. Die 2 getuies moet verskyn. Die 144.000 evangeliste moet verskyn. Die gruwel van die verwoesting moet plaasvind. Die 7 seels moet oopgemaak word. Die 7 trompette moet geblaas word. Die 7 skale moet uitgegooi word. Al hierdie dinge moet plaasvind voordat Jesus Christus kan terugkeer. So die wederkoms van Jesus Christus is dan nie imminent nie. Met ander woorde, daar's baie profetiese gebeure wat moet plaasvind voordat dit kan gebeur. Die skrif leer ons wel dat die wegraping is op hande. Dit kan enige oomblik gebeur wanneer jy dit die minste verwag, en daar is niks wat hoef te gebeur voordat dit kan plaasvind nie. Openbaring 16:15 sê, kyk, ek kom soos 'n dief. Salig is hy wat waak en sy klere bewaar, sodat hy nie miskien naak rondloop en hulle sy skaamte sien nie. So wat sien ons? Ons sien dat dit is onverwags. Hy kom soos 'n dief. Niemand verwag 'n dief nie. Hy kom onverwags. En dan sê hy, geseënd is almal wat vir hom wag en hulle klere gereed hou. Wat is hierdie klere? Jou geregtigheid. 'n dief in die nag om sy bruid weg te steel. Maar as 'n bruid is ons veronderstel om vir hom te wag. Gereed te wees vir hom om te kom. Want ons weet nie wanneer hy kom nie, dit kan enige oomblik wees. 'n dief kondig dit nie aan nie, dis 'n geheim. Matteus 24 vers 44 sê, daarom moet julle ook gereed wees, want die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. Dit sê jy moet altyd gereed wees, jy moet heeltyd gereed wees. Dit verwys na die wegraping, nie die wederkoms nie. Ons weet eintlik, kan ons presies weet wanneer die wederkoms sal wees, maar ons weet nie wanneer die wegraping sal wees nie. Sien, sodra die verdrukking begin, weet ons dat die gruwel van die verwoesting sal plaasvind 1260 dae nadat die antichrist die 7 jaar verbond gesluit het. Sodra die antichrist geopenbaar word word die tempel herbou, dan gaan jy die gruwel van die verwoesting hê. Die antichrist gaan in die tempel binne gaan om homself as God aanbied. Van hierdie punt af is daar 1260 dae en Jesus Christus kom terug. So it's not imminent. Jy kan dan weet wanneer die wederkoms gaan plaasvind. Hoe weet ons dit? Daniël 9:27. En hy sal 1 week lank met baie sterk verbond sluit, en gedurende die helfte van die week sal hy slagoffer en spysoffer laat ophou, en op die vleuels van die gruwel sal daar 'n verwoester wees, en wel tot aan die einde toe, en wat vasbesluit is, sal oor verwoesting uitgestort word. Daniël 12 vers 11. En van die tyd dat die voortdurende offer afgeskaf en die ontsettende gruwel opgerig word, sal 1290 dae verloop. Openbaring 11 vers 2. Maar die voorhof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee, en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Vers 3. En ek sal aan my 2 getuies gee dat hulle met sakke beklee 1260 dae lank sal profeteer.
13 vers 5, Openbaring 13 vers 5. En 'n mond is aan hom gegee wat groot woorde en godslasterende dinge uitspreek. En aan hom is mag gegee om dit 42 maande lank te doen. Jy sien, 1260 dae, sodat ek daardie gruwel van verwoesting sal sien, dan kan ek verwag wanneer Jesus sal terugkeer. Maar ek weet nie, geen idee wanneer die wegraping sal plaasvind nie. Die tweede rede waarom ons glo dat die wegraping voor die verdrukking sal plaasvind, is omdat daar sekere Bybelverse is wat dit vir ons sê. Dat ons nie deur die verdrukking sal gaan nie. 1 Tessalonisense 1 vers 10. En sy seun uit die hemel te verwag, want hy uit die dode opgewek het, Jesus wat ons van die toekomstige toorn verlos. In die Engels, in die NIV skryf hy sê, and to wait for his son. So weer eens sê die woord vir ons, wag vir die bruidegom, wees gereed vir die bruidegom. So, wait for his son from heaven, who is raised from the dead, Jesus who rescues, in die King James sê, deliver us from the coming wrath. Let op, dat dit is die bruid van ons veronderstel is, om vir Jesus te wag, gretig te wag. Jy sien, party mense sê, wel, ek wil hê Jesus moet terugkeer, maar jy weet, daar is nog soveel dinge wat ek graag wil doen. Het jy al ooit gedink hoe dit moet wees as jy so 'n bruid wil trou? Ek wil graag trou, maar jy weet, daar is eintlik nog so baie dinge wat ek eers wil gaan doen. Nou, gaan maar sê, skuif aangil. Nee, wanneer 'n bruid gaan trou, dan sien sy gretig uit na 'n troudag. Sy kan nie wag nie. Wie wil 'n bruid trou wat eers 'n paar goed wil doen, voor sy bereid is om met jou te trou? Jy sien, dit is wat die fout van die kerk is vandag. Ons soek nie meer die bruidegom nie. Ons is veronderstel om gretig te wag vir die koms. En ons wil hê dat hy moet terugkom. Dus moet ons gretig wag vir Jesus om terug te kom, wat ons sal verlos. Let op wat dit sê. Van die toren wat kom, die toren wat kom verwys na daardie fase in die verdrukking. In Tessalonisense 5 vers 3. Want wanneer hulle sê vrede en veiligheid, dan oorval 'n skielike verderf hulle soos die barensnood 'n swanger vrou, en hulle sal sekerlik nie ontvlug nie. Vers 9, want God het ons nie bestem tot toren nie, maar ons die saligheid te verkry deur Jesus Christus. So Jesus kom om ons wat te doen? Ons te verlos van die toren wat kom. Vir die kerk van Philadelphia in Openbaring 3 vers 10 skryf hy, sê, omdat jy die woord van my lydsaamheid bewaar het, sal ek jou ook bewaar in, en hy moes eintlik vertaal wees van, in Afrikaans sê, in die uur van beproewing, wat oor die hele wêreld kom, om van die bewoners van die aarde op die proef te stel. Jy sien, in die Engels is dit reg vertaal, hy sê, because thou hast kept the word of my patience, I will also keep thee from the hour of temptation, which shall come upon the whole world, to try them that dwell on the earth. Jy sien, die Griekse woordjie vir daai from of van, is die woordjie ek, wat beteken out, uit dit hou, nie in dit hou nie, maar uit dit hou. Ons sien ook in Lukas 21 vers 35 en 36, en dis Ludwig se favorite ene, nee Ludwig, daar sê. Want soos 'n stryk sal hy kom oor almal wat op die hele aarde woon. Waak dan en bid, altyd deur, sodat julle waardig geag mag word, om al hierdie dinge wat kom, te ontvlug en voor die seun van die mens te staan. Let's call it the great escape. God gaan al die beloftes wat hy aan Israel gemaak het, gaan hy wel vervul. Jy sien, tydens die millennium sal mense die regte dinge doen,
Jesus Christus sal regeer, die duiwel gaan 1000 jaar weggesluit word, en wanneer hy vrygelaat word, aan die einde van die 1000 jaar sal 'n groot rebellie wees, wat God weer gaan onderdruk, dan sal daar 'n groot wit troon oordeel wees, en 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, en dan gaan ons die 8ste dag in. Miskien sal ons eendag klein bietjie daaroor kan praat. Maar laat ek sê, as jy bruid is, moet jy gretig wag vir Jesus se terugkeer. Niemand wil 'n bruid hê wat sê, o, ek wil nie hê my troudag moet vroeg wees nie. Almal wil 'n bruid trou wat sê, ek kan nie wag om met jou te trou nie. Yes, thank you God. Vader, dankie. Dankie dat ons vanmôre kan uitsien, Here, na die bruidegom wat weer kom. Ons as die bruid, Here, wil onsself klaar maak en gereed maak in die wete dat U enige oomblik U bruid kan kom haal. En Here, vir die tye wat ons baie keer gedink het, die Here moet net nie nou kom nie, want ek wil nog. Vergewe ons, Here, vir daardie tye. Wat ons miskien nie so gretig was vir die bruidegom nie. Ons wil vanmôre verklaar, Here, dat ons U liefhet. That we love You, Lord. That we love the bridegroom. That He laid His life down for us. That has paid the bridal price for us, Lord. Wat gesê het, ek gaan om vir julle plek te berei. En wanneer ek gegaan het om vir julle plek te berei, dan kom ek weer. En ek kom julle haal om te wees waar ek is. Miskien sit jy vanmôre in hierdie plek en jy sê, ek weet van die bruidegom, maar ek ken nie die bruidegom nie. Ek weet nie vanmôre as die bassein sou blaas en Jesus sy bruid sal kom haal, of ek deel gaan wees van daardie bruid nie. Sien, is baie maklik en baie eenvoudig. Jy moet Jesus kies. Die woordjie wat gebruik word is to repent, and what it means to repent is to turn away. Om weg te draai van die wêreld af en na Christus toe te draai en om te vra om jou te red. En van daardie dag af my oë gefestig op Christus vir hom te lewe. Elkeen wat die Here Jesus met sy mond bely en met sy hart glo, dat die Here hom uit die dode uit opgewek het, sal gered word. Die woord sê, bekeer jou en laat jou doop en jy sal gered word. Wat sê die woord vir ons? Draai na Christus toe en volg my deur die doopwater. Sodat jy saam met Christus kan sterwe en weer saam met hom kan opstaan. Also as a public declaration that I have chosen, I've decided to follow Jesus. Daarom wil ek jou aanmoedig, wie maar vanmôre Jesus kies nie. Die wêreld het in elk geval niks om jou te bied nie. Yes, die Here is getrou, amen. Bly net naby aan hom.
Galasiërs 5 vers 16 sê, wandel deur die Gees, dan sal jy die begeerlikhede van die vlees nie volbring nie. Stay tuned in to the Holy Spirit. Let Him lead you. Every day, every moment and everything that you do. Dit is om deur die Gees te wandel. En as die woord sê wandel deur die Gees, dan is dit moontlik om deur die Gees te wandel. Amen. Prys hom. Vader, ek dank U vir hierdie wonderlike diens wat ons gehad het. Dankie vir U Heilige Gees, dankie vir U teenwoordigheid, Here. Vader, ek bid dat U Gees net met elkeen sal gaan in die naam van Jesus, en die deur die Gees, Here, wanneer ons stil word voor U, wanneer ons in die bed lê vanaand, en Here, dat die Gees net met elkeen van ons sal begin deel, Here, die verborgenhede van God. That you would just fill us up with more of your Spirit and more of your anointing and more of your presence. And I thank you, Lord, that I can just proclaim a blessing over every person in this place for more of you, Lord. Ons hartsbegeerte is na U, Here, nie na die wêreld nie, nie na die dinge van die wêreld nie, alhoewel ons dit nodig het. Is ons hartsbegeerte na U, Here. Ons loof U naam en ons eer U. In Jesus naam. Amen.